Ons lees die hoofstuk Trek uit die alfabet van oorvloed met die vriendelike vergunning van Lizette Murray. Gister plaas 'n vriendin wat ek deur Facebook leer ken het, foto's op haar tuisblad van die huis waaruit hulle na 25 jaar trek. Dis die huis waar al 3 haar kinders gebore is, skryf sy. Die huis waar haar gesin gevorm is, waar hulle gelag en gehuil en geleef het. Op een van die foto's herken ek die stoep en die voordeur en die trapreëling. En ek weet, sonder dat iemand dit vir my hoef te vertel, hierdie is my kleintydse huis. Ek herken die ingeboude boekrakke teen die sitkamermuur, die gekelkte lampskerms daarbo, die konsertina deur wat die sit- en eetkamer van mekaar skei, die voorportaal se luidklipvloer, die lang gang met sy 3 kamers aan die linkerkant. En ek is terug in my tienertyd. Hierdie huis is onsin. Dis hier waar ek oefen vir musiekeksamens, waar ek lewenslange vriendskappe smee, waar ons tot laat in die nag oor die lewe praat en droom, waar my geloof sy beslag kry. Dis die huis waaruit ons trek terwyl ek my matriekeksamen skryf. Ek onthou die bokse in die vertrekke, die huis wat al hoe leer en onpersoonliker raak, die voordeurklokkie wat soggens en smiddag en saans lui, die in en uit van vriende en gemeentelede wat kom groet. Ek wat tussendeur 'n stil plek soek om te studeer, en dan my skok en verslaandheid wanneer ek by die huis kom nadat ek my laaste vak geskryf het en die verhuisingsvragmotor voor die huis sien staan. Ek hoor weer die holklank van my voetstappe in die gang. Ek onthou hoe ek roep. Ek sien die res van ons gesinnetjie waar hulle op bokse in die leë eetkamer sit terwyl ons huisraad uitgedra word. Die stil donkerbruin klavier, my skryftafeltjie, 'n boekrak en pa se lesenaar. Toe die vragmotor laatmiddag ry, stap ek vir oulaas deur die leë vertrekke. Ek weet en voel, dis nie meer ons huis nie. Alles wat dit ons in gemaak het, is weg. Die leë ruimtes verklap niks van die mense wat hier geleef het nie. Deur die loop van jare het ek elke keer wanneer ons trek besef, waar ek ook al gaan, ek neem my huis saam met my. Met al sy liefde, sy vreugde en sy verdriet. Al die ander gewone dinge. En net soos die huis volledig huis was, sal die volgende huis ook huis word vir my. Op 'n reis deur Duitsland het ek per trein vanaf Marburg in die noordweste tot by München in die verre suide gereis. Orals langs die treinspoor was klein dorpies. Ek het gewonder hoeveel van hulle tydens die Tweede Wêreldoorlog verwoes is. Wat van elke ontheemde se diepste versigtiging? Dalk net 'n dak oor die kop, 'n venster met 'n uitsig op die berge, vir opkyk en moed skep, of bloot 'n klein kamertjie met 'n kaggel, vir warmte en saamwees na die oorlogse verskrikking. Die klein detail maak nie regtig saak nie. Wanneer 'n mens werklik ontwortel is, word jy van beuselagtighede gestroop en met jouself gekonfronteer. Jy besin oor dit wat regtig betekenis aan jou lewe gee. Jy vra jou af, wat is belangrik, wat nie, wat neem ek saam en wat laat ek agter? In die proses kom jy by jou kern uit. Jy vra die vraag, wie is ek? Wat het ek nodig om te kan leef en oorleef? Wanneer ons by daardie antwoord uitkom, kan ons ons oë in opgetoe verwagting op ons uiteindelike bestemming rig, met Jesus se belofte in Johannes 14 vers 2 in ons gedagte. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. Dankie vir die saamkuier. Ek deel Lizette se kontak en webblad besonderhede in die inligtingsparagraaf van hierdie voorlesing. Daar is ook skakels na voorlesings van Lizette se ander publikasies wat op hierdie platform beskikbaar is.